die waar is. Die deel wat aan die man van die Here ons gee is, bly met die spruit, amen. 1 Konings 17, die woord van die Here sê, dat die woord van die Here kom tot die profeet Elia. Die Here sê vir hom, gaan af na die spruitkrat. In Engels sê, go to the brook Cherit, which is by Jordan, sê die woord van die Here, amen. Ek wil gou praat oor wat die spruit vir ons beteken profeties. What is the prophetic implications of this brook? Halleluja. Wat stel dit voor in die gees? Nommer 1 wat hierdie spruit voorstel as divine provision. Halleluja. Dat die man sê, God is going to provide for you. Halleluja. Ek sê die Here gaan van iemand voorsien in hierdie huis. God gaan jou voorsien. En maak nie saak as dit 'n nuwe valstrate van aanbied nie. Maak nie saak waar jy is, die Here gaan van jou voorsien. Dat die man sê divine provision is on his word. Wat die spruit ook voorstel, die Bybel sê die Here sê die profeet, I'm going to command the ravens to bring you meat. Wat is die raven in Afrikaans nog weer? Die kraai. Wat stel die kraai voor? Nommer 1, die kraai stel 'n selfsugtige gees voor. Wat as jy gaan lees in Genesis, dan sou jy sien dat die woord van die Here sê, na die reën toe die water gaan sak. Toe's Noag onseker of hy uit die ark kon kom. Hy is onseker oor die water wat gaan lê. En die Bybel sê Noag vat 'n kraai, hy stuur die kraai uit en die kraai kom nooit weer terug nie. Hoekom? Die kraai is 'n selfsugtige gees. Toe die kraai uit die ark gaan, toe gaan kry jy 'n paar vrotvleisies. Toe bly jy net daar. Halleluja. Nou watch this. Ek sê die Here gaan van jou voorsiening maak deur mense wat selfsugtig is. Halleluja. Hulle gaan nie weet hoe om gee wat jou dinge nie. Hulle gaan nie weet hoe om gee wat jou geld nie. Dat is die hand van die Here. Om voorsiening van jou te maak. Dat iemand raak sê nie. Sy help is on the way. Ek sê die Here gaan jou help, my broer. Die Here gaan jou help, my suster. Hy synige kompie. Hy synige auntie. Hy synige broer. God gaan jou help. Halleluja. En makla. Nou sê die woord van die Here, wat die kraai ook beteken is, die kraai is 'n gees van dood en verlies. 'n Kraai kry mense enige plek, jy kry 'n kraai langs die pad, daar waar die vrotvleise is. As daar oor 'n dier gery is, daar is die kraai, amen. So die kraai stel 'n gees van die dood en verlies, stel dit voor, amen. Allow my om 'n profeties te kom aan en te declare in die plek vandag, dat jy gaan nie voor jou tyd sterwe nie. Can you neighbor say, neighbor? Say, men like me don't die in a hurry. Miskien dat jy jou polis op my naam uitgeneem, hoor wat sê die Here? Ek gaan nie nou dood nie. Ek sê die Here God breek die gees van die dood. Die Here God breek die gees van verlies. Ek gaan nie nou dood nie. Dat iemand dan sê, sê my op my naam wat jy is. Hulle gee vir Pastor Uma ook by, man van die Here van Nigeria. Hulle gee vir Bishop in, en hulle gee vir die Oma poison, hulle sê my moet dood, amen, gee poison in. En na 7 ure, wacht hulle die Oma net dood neerkap en val. En die Oma kyk die Oma en vraag hulle, wacht julle vir my om te sterwe? Wacht julle vir my om te sterwe? En die Oma sê vir the men like me, don't die in a hurry. Dat jou neighbor sê, neighbor, jy maak jou laat as jy wacht vir my dood. Neighbor, jy maak jou laat as jy wacht vir my om dood neer te gaan. Ek sê dat die Here God breek die gees van die dood. Die Here breek die gees van verlies. Dat iemand dan sê nie, sê ek gaan nie nou nie, ek gaan nie nou nie, ek gaan nie nou nie. Ek gaan nog lang lewe. Halleluja. Nou maak ek jou verregelig klank. Prys God se naam. So die woord van die Here sê, moet ek praat maar oor. So die woord van die Here sê, die profeet kom met die spreekkrut, Cherit in Engels. Die woord die krut beteken to cut off. Dit iemand sê, it's time to cut off. Die Here praat met jou suster, hy sê, is tyd geword vir jou om af te sny. Daar sekere mense wat jy nie jou lewe meer kan deurbring nie. Die Here sê, is tyd om af te sny. Is tyd om af te sny.
God gaan mense uit jou lewe nie verwyder. Dat jy gaan skrik en vra, ja, die Here gaan dit verwyder, halleluja. Want die Here het ingestap in conversation wat jy nie gehoor het nie. Jy dink die mense is vir jou. Jy dink die vriende is vir jou. Maar hoor wat sê die Here, ek het jou gebring by jou seisoen om af te sny. Dink jy maar niks nie. Sê hou op aan. Die Here sê dis tyd om af te sny. Dink jy maar niks nie. Sê season, it is the season of coming off. It is the season of cutting off. God will cut certain people out of your life. Die Bybel sê Abraham het heel dit met lot geloop. En hy gesit om God se stem te hoor. Die naam Lot beteken 'n wyn, 'n skreier oor sy gesig. Maar die woord van die Here sê in Genesis 13, toe Lot van hom af weg is, die Bybel sê toe praat die Here met Abraham, toe Lot van hom af geskei het. Halleluja. Sommige van julle kan nie die stem van die Here meer hoor nie, want jy loop met mense wat 'n skreier is. Jy kan nie die stem van die Here meer hoor nie, want jy loop in die verkeerde kringe. Jy kan nie die stem van die Here meer gevaar nie, want jy loop in die verkeerde mense. Maar hoor wat sê die Here, God die Here het gestuur om nie te laat verstaan, that it's about time that you cut them off. Dat niemand sê sy neighbor. It is not possible, as die persoon wat nie, sê die Here verwyder. Ek is klaar met Jordan. Die Bybel sê hierdie spreek is by die Jordaanrivier. Amen. Laaste bietjie agtergrond ek maak met my broer. Ek beloof. Amen. Die man van die Here sê nog klaar. Die Bybel sê hierdie spreek was by Jordan. Jordan beteken descender. Dit beteken hy wat afgaan. Amen. Een van die ander redes om die Here nie gaan afsny van sekere mense af, is want hulle gaan agter iets in die lewe. Hulle is besig om agter iets te gaan. Amen. Iemand wat die hand op sy Lord, separate me from everyone that's going backwards. Ek sê die Here gaan die mense in jou lewe daar wat jou terugvat. God gaan die mense in jou lewe verwyder wat teen jou sewe bespreek. Die Here kom verwyder hulle. Want weet jy wat is dit? Die Bybel